Die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat het sedert Mei vanjaar 14.900 sake van wangedrag teen polisielede oopgemaak. En die polisie kom op 'n reuse kokainfonds in Gauteng af. Goeiemiddag en baie welkom by die Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Ek is Esmerie Eysel. Build One South Africa het bekend gemaak dat die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat Oopot sedert 31 Mei vanjaar 14.900 sake van wangedrag teen polisiebeamptes oopgemaak het. Dit sluit bykans 1.500 sterftes vanweë polisie optrede en 97 beweerde verkrachtings deur polisielede in. Die party is egter ontnigter aangesien minder as 5% van die ondersoeke na die nasionale vervolgingsgesag verwys is vir vervolging. Bosa meen daar kan nie van die publiek verwag word om die polisie te vertrou wat hulself nie kan polisieer nie en versoek die parlement om in te tree. Die Suid-Afrikaanse polisie-vakbond SAPO sê intussen hy is bekommerd oor die tekort aan geestesgesondheidshulpbronne by die Suid-Afrikaanse polisiediens. Die vakbond sê volgens sy verslag is daar verlede jaar 62 polisiebeamptes dood weens probleme met hul geesteswelstand. Die vakbond se president Mpho Quinita sê die tekort aan sielkundiges en maatskaplike dienste is kommerwekkend en het voorgestel dat die departement genoeg kundiges aanstel om die beamptes by te staan. Byna 10.000 studente-onderwysers is teen die register van seksuele oortreders geverifieer. Die departement van basiese onderwys het byna R1 miljoen betaal sodat 9.900 studente-onderwysers se misdaadagtergrond nagegaan kon word. Dit volg na die skokonthulling in April dat slegs sowat 78.500 van die bykans 405.000 onderwysers by openbare skole geverifieer is. Die departement het bevestig dat hy die koste van die verifikasie gedek het vir studente-onderwysers wat ontvangers van die Funza Lushaka beurs is, 'n staatsbeursprogram vir diegene wat onderwys studeer. Die DA in Gauteng sê hy gaan nie enige politieke party of individu om verskoning vra om steun vir sy mosie van wantroue in die premier Panyaza Lesufi te werf nie. Die party is van mening dat Lesufi uit sy pos verwyder behoort te word na 'n verslag van die openbare beskermer wat bevind het dat die provinsiale regering die Gautengse misdaadvoorkomingseenheid Amapanyaza sonder enige wettige mandaat saamgestel het. Die DA het egter gesukkel om steun vir sy mosie te verkry en die EFF het geëis dat die party eers om verskoning vra vir vorige negatiewe uitlatings voordat gesprekke kan voortgaan. 'n Misdaad-intelligensie-gedrewe operasie het gelei tot die ontdekking van kokain ter waarde van R20 miljoen op 'n klein hoewe in Midrand. Die polisie sê die klopjag is gister uitgevoer nadat 'n wenk oor die dwelms opgevolg is. Die span het lede van die Gautengse georganiseerde misdaadeenheid, die Johannesburgse polisie se hondeeenheid en die plaaslike misdaad rekordsentrum ingesluit. 'n 56-jarige man is in hegtenis geneem nadat die polisie 80 kg se kokain ontdek het. Voorlopige ondersoeke dui daarop dat die dwelms vanuit 'n buurland na Suid-Afrika gebring is en vir Kaapstad bestem was. Dit bring ons aan die einde van die nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk. Ons gaan môre middag weer so maak.